Geliefdes, die prediking kom uit die eerste pastorale brief, 1 Timoteus, die eerste brief van die apostel Paulus aan Timoteus. Ons gaan 3 skrifgedeeltes daar lees. Die eerste een is uit die eerste hoofstuk, en ons lees daar vanaf vers 12. En die tweede deel wat eintlik nou maar net aangaan is in hoofstuk 2, dan lees ons daar die eerste en die tweede vers. En dan die laaste gedeelte is uit 1 Timoteus 6. Hoofstuk 1 vanaf vers 12. Paulus deur die Gees aan die woord, en ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onze Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het. My wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profeseë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en die goeie gewete vashou. Sommige het dan van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreek gelei, onder wie daar is Hymenaeus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Tot daar uit Timoteus 1 en 2, en dan 1 Timoteus 6, lees ons vanaf die 11de vers. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Komende Woensdag by die Waarheid Woensdag geleentheid gaan dit gaan oor koninkryksvisies, né? Teonomie en die Two Kingdoms, 2 koninkryke beskouing. En een van die wesenlike vrae wat onderliggend daaraan is, u sal nou Woensdag meer in detail daarvan hoor, maar een van die onderliggende, baie belangrike vraagstukke waarmee die kerk van die Here en gelowiges deur die eeue geworstel het, is ons as gelowiges en dan as gemeentes geroep om aan die een kant om te ly en swaar te kry, die worstelende edele pelgrimspad te wandel in navolging van Christus, maar onthou, daar gaan nie oorwinnings wees hier op aarde nie hier in die tyd nie, alles gaan oor die ewigheid. Of is ons geroep juis tot oorwinning, om
Al is dit tydelik en nog gebrekkig as konings te heers, om heerskappy te voer, oral reeds nou hier en op aarde, alhoewel ons weet dit kom eers in die volkomenheid, met die volëinding en die koms van Christus. Onderliggende tema, 'n vraagstuk, en 'n mens kan dit dalk kort en eenvoudig stel, is die gelowige, die kerk geroep tot kruisdra, of is hy gedra tot die kroonlewe? Nou hoop ek u weet reeds wat die antwoord is, of behoort te wees. Naamlik, omdat die skrif dit openbaar, en dit nie anders kan nie, is dit beide. 'n Lewe van kruisdra, 'n lewe van die goeie stryd en die oorblyfsels van die sonde in my lewe, teen die wêreld en die wêreldsheid en die aanslag teen my en my gesin en die kerk van Christus en die Satan se bose aanslag, soos ons daar gehoor het in Openbaring 12 vers 17, dat ek daardie goeie kruispelgrimslewe moet lei. Maar tegelykertyd beteken dit ook oorwinning. Ook dat ek reeds in beginsel die kruis oorwinning het. Al is dit nog nie die volmaakte ewigheid nie, dat juis alles op grond van die koms, die lyding, die kruisdood van Christus, maar tegelykertyd sy opstanding, sy hemelvaart, en dat hy gaan kom om die lewendes te oordeel, wat ons net nou bely het, dat dit beide motiewe is, beide sake, beide lyne word in die skrif vir ons geopenbaar. Dat Christus en al sy weldade, beide die lyding van Christus, maar ook die oorwinning van Christus, die kruisiging van Christus, die opstanding van Christus, alles bepalend is vir my, ewigheidsbestaan, prys die Here, maar tegelykertyd dat dit geweldige implikasies nie anders kan hê, ook vir hierdie lewe hier en nou nie. So ons tema is vanoggend, en is 'n mondvol, gaan ek 2 keer sê, maar is belangrik, die hemelvaart na Christus se kruisiging en opstanding bevestig die verlosser koningskap van Christus, waarin ons nou lewe en wandel, totdat dit in volmaaktheid met sy koms sal oorgaan. Die hemelvaart van Christus, na die kruisiging en opstanding, bevestig sy verlosser koningskap van Christus, vir my lewe nou, hier, my wandel, elke terrein van my lewe, totdat dit in sy volmaaktheid sal kom met die wederkoms van Christus. En hierdie verhouding tussen die kruis en die kroon, die lyding, die oorwinning, sien ons treffend in hierdie paar skrifgedeeltes uit die pastorale briewe. In 1 Timoteus 1 vers 17 en 1 Timoteus 6 vers 15 wat ons gelees het, is die enigste plekke waar ons eksplisiet lees van ons Here en Christus as koning, die woord koning, die koningskapslyn of motief. Maar natuurlik is daar baie ander frases wat ook daarbey aansluit, soos die term regeer, wat ons reg deur die pastorale briewe kry, en het besonder in die kerkregering. En dan is daar ook titels, die woorde het so gewoond in ons geraak, vir ons geword, ons noem die Here, ons noem meester, en ons besef nie wat die implikasies van daardie woorde altyd is vir ons ganse lewe nie. So daardie woorde kry ons ook reg deur die pastorale briewe. Nou, 1 Timoteus, geskryf ongeveer in 62 na Christus, gaan sentraal oor die apostel Paulus, wat nou vir Timoteus deur die Gees vir Timoteus daar in die 1ste eeu, die kerk daar in die 1ste eeu, maar by implikasie vir die kerk deur alle eeue Gods openbaring gee. En dit gaan oor die sentrale saak, 1 Timoteus 3 vers 15,
Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. In 1 Timoteus en dan Titus, 2 Timoteus, kry ons, en belangrik, om dit net vinnig te noem, ons weet dat die pastorale briewe en dan veral 2 Timoteus is die laaste finale hoogtepunt openbaring deur die Gees vir die kerk, in die besonder van hoe die kerk ingerig moet word deur die apostel Paulus. Maar nou, waar begin Paulus as hy hier vir Timoteus skryf? Met hierdie allerbelangrikste woorde. Vers 15 van hoofstuk 1. Dit is 'n betroubare woord. Dit is 'n swaar gewig woord. Dit staan vas en seker. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys dat Jesus Christus in my as die vernaamste, dit beteken die eerste, die grootste een, al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. So voordat Paulus nou ingaan oor kerkregering en by implikasie die gesinne van die ouderlinge en die diakens en alles, die weduwees en al die sake wat gaan volg, dan begin hy met sy eie roeping. Sy eie roeping, verlos uit genade alleen, deur die geloof alleen. En die belangrike daarvan is dat dit ook sê vir almal. En hy noem daar in die eerste paar verse van hoe hy self 'n geweldenaar was, 'n lasteraar, 'n vervolger. As die Here aan hom genade bewys en sy lewe so radikaal kan verander, dan kan jou lewe verander. Dan kan elkeen wat die Here soek, sy ganse lewe verander, sy jou ewige heil, maar ook nou, hier en nou in hierdie lewe. Maar dan sien dan ook raak, geliefdes, stop nie daar nie, die belangrikheid van die persoonlike heil, om as 'n begenadigd van die Here te wees, om gered te kan word, wat die Here gedoen het met Paulus se lewe. Wat is die vrug van hierdie belydenis van Paulus oor sy eie saligheid, hoe die Here hom gered het? Dit is die hoofdoel. Dit is die hoofdoel. Daar in vers 17. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nou, ons het al baie geleer oor, ja, sekere sê die hoofdoel van alles is dat mense gered word. Nee, dat mense gered word is kosbaar, maar die doel van die redding is die verheerliking, al die lof en die eer aan God alleen. Dit is waaroor dit alles gaan, dat my verlossing in diens staan van die koningskap van God in Christus, dat die kruis in diens staan van die verheerliking van die koning van alle konings. Maar as ons dit glo van harte, geliefdes, persoonlik, maar dan ook dat God geëer moet word in alles. Wat is die gevolg? Wat gaan die gevolg wees? Wat Paulus dan ook in die tweede brief sê, elkeen wat godsvruchtig wil lewe, wat God ken en sy koningskap en aan hom al die eer wil gee, die gevolg gaan wees lyding. Dit gaan swaar kry wees. Paulus se eie lewe nadat Christus in sy lewe gekom het, die vervolging en die swaar kry wat gevolg het. In ons teksgedeelte, iets daarvan word vir ons geopenbaar, daar in vers 18 tot 20. Nou, Timoteus, kerk van Christus, kind van God,
die besondere ampte, almal wat in die ampt van gelowige is. Nou gaan die goeie stryd begin. Daarom sê daarom moet julle die goeie stryd stry. In die spesifiek hier in hoofstuk 1 gaan dit oor die dwaalleraars en hulle wat die evangelie verdraai het, maar ook die wet van God om dit 'n bandeloosheid te maak. Nou, daardie twee kerndwaalinge sien 'n mens. Die een wat die wet 'n reddingsmiddel wil maak. Ons gaan nou Woensdag ook daarvan hoor, die nomisme, maar die ander uiterste, die een wat sê die wet is nie meer belangrik nie, skuif dit op, sê die antinomianisme. Die valse leraars reg deur die eeue. So, as Christus my verlosser, my koning word, en van 'n gemeente, dan beteken dit stryd, swaar kry. En daarom, geliefdes, dis 'n vraag wat ons onsself moet ondersoek. Dat stry ek daardie goeie stryd? Mens sien dit ook in 1 Timoteus 4, 2 Timoteus 3. Die laaste dae, en ons weet dis nou die tydperk tussen die eerste en die tweede koms van Christus. Daardie stryd gaan daar wees tot die laaste dag. Die eer van God, sy koningskap, dat hy ons verlosser is, beteken stryd in hierdie lewe. En vers 18 roep ons dus op, soos ons bely daar ook in die katekismes, dat Christus het die ampte volkome vervul, maar nou moet ons ook die goeie stryd stry as konings, priesters en profete. En dit in die ganse lewe, geliefdes, dit in die ganse lewe, elke lewensterrein van my bestaan, is dit 'n vraagstuk oor die koningskap van Christus, die verlosserskap en die koningskap. Maar dit begin alles. Dis hoekom Timoteus begin hier in 1 Timoteus 1 voordat hy na 2 en 3 na die kerkregering en die gesin en man en vrou se rolle gaan. Dit begin alles, is hy die koning van my hart? Dis 'n persoonlike, intense vraag. Is hy my koning? Wat sê Jesus daar in Matteus 6 vers 33? Soek eers, mens kan dit half parafraseer ook, allereers, proton, die oorspronklike taal, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Soek Christus as jou persoonlike saligmaker. Calvin se simboliese hand met die hart daarin. Het die Here jou hart? Ken jy Christus in jou lewe? En dan beteken dit daar ook stryd sal wees. En waarom sê Paulus nou is die stryd ook belangrik? Met ander woorde, die kruislewe, dat dit nie altyd maklik gaan wees vir die gelowige wat verlos is nou in Christus nie. Wat is op die spel? Hoekom skryf Paulus en die ander Bybelskrywers so sterk teen valse profete en dwalinge vir ons onderwerp en Woensdag se onderwerp vals in terme van wet en evangelie en die verhouding tot mekaar? Wat is op die spel nou? Geliefdes, toe ek deur Petrus gepreek het, 2 Petrus 2, veral die hele hoofstuk gaan oor teen die valse leraar. So belangrik is dit. Dan in 2 Petrus 2 vers 2 skryf hy die volgende, Petrus nou deur die Gees, en baie sal hulle verderflikhede navolg, dis ons naaste, ongelukkig, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. God se waarheid is op die spel. God se eer is op die spel. Dis die eerste tafel van die wet. Daarom Paulus, Petrus, elke ware prediker, profeet, ouer, daarom is God se eer vir ons belangrik, dat die waarheid gehandhaaf word, maar tegelykertyd die liefde tot die naaste. Ons wil nie hê gemeentes, gelowiges moet mislei word deur 'n valse wet beskouing
maar ook nie 'n valse evangelie beskouing nie. Woensdag se onderwerp gaan daarbey dan ook aansluit. Ons verwerp daarom ook 'n valse, wat ons nou maar die meer geleerde woord is dualisme. Nou die evangelie is belangrik, sê sommiges. Ander sê die wet is belangrik. Party sê nee, redding alleen en die ewige geluksaligheid is belangrik. Ander sê dit gaan alles oor hier en nou, hoe die koninkryk gebou word. Hoor hier al hierdie valse dualismes wat daar gegee word. Die teenstelling, geliefdes, is dan ook wat ons onderwerp betref nie, of moet ons klem lê op die kruis van Christus, of moet ons al die aandag op nee, dis albei. Dis albei, want God openbaar dit vir ons. Die teenstelling is tussen sonde en genade, tussen reg en verkeerd, tussen die Messias en die valse Messiasse, tussen die ware evangelie en die valse evangelie, tussen 'n ongehoorsame lewe om te dink die evangelie red my kamstig tot ongehoorsaamheid, los van God se wet, ek sal self besluit wat's reg en verkeerd, teenoor 'n dankbare gehoorsaamheidslewe. En daarom vers 17, dra beide ons kruislewe en ons kroonlewe, dat ek wil in dankbaarheid die Here loof en prys. In alles, in my verlossing, ek is die vernaamste van sondaars. Interessant dat Paulus daar sê, is, nie was nie. Luther sê, ons is te gelykertyd begenadige sondaars. Christus het klaar alles volbring, maar ons bly sondaars in die sin van dat ons nog nie volmaak in hierdie lewe is. En die geregtigheid is volkome, maar ons dankbaarheidslewe en antwoord daarop groei lewenslang. En nou, die tweede skrifgedeelte, geliefdes, help ons daarmee verder. 1 Timoteus 6 vers 11 vers 16. Hoor nou, onthou, daar is dit nou, dis genade alleen wat ons gered is. 1 Timoteus 6 gaan Paulus nou verder en hy sê, ek gebied jou. En eintlik is dit die Here gebied jou deur sy gees wat deur Paulus spreek, voor die aangesig van God, wat aan alle dinge lewe gee. Alle dinge lewe gee, dit wys op hy is soewerein en almagtig oor alles. En van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod, die wet van God, die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toe kom eer en ewige krag. Amen. Hoor jy daardie onlosmaaklike band? In Paulus, in die Bybelskrywers, in Christus is hierdie valse dualisme gedagte. Nee, verlossing. Christus wat voor Pontius Pilatus gelei het, swaar gekry is, en dan die koningskap, aan hom kom toe die lof en die eer, al twee waarhede, al twee lyne wat ons heeltyd daar kry, daarom Nissia, aan nie net word gesê dat hy gelei het nie, maar aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. En hier is dit belangrik om te sê, geliefdes, ook aansluitend by Woensdag se lesing en onderwerp. Die Vader het in Christus, deur die krag van die Gees, hy het die koninkryk van God gebring. Dis 'n geestelike koninkryk. As Jesus later sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, dan sê hy nie, dit het niks met hierdie wêreld te doen nie. Hierdie is sy wêreld, hy het dit kom koop, die ganse kosmos, nie elke individu nie, maar sy uitverkorenes onder al die volke. As hy sê sy koninkryk is nie van hierdie wêreld, sê hy die bron is nie, die bron is die Vader, die bron is Jesus Christus en sy kruislewe en sy kroonlewe. Dis die krag van die Heilige Gees en dit is klaar gevestig. Geen mens, geen mag nie, geen volk is nou die koninkryk nie. Geen
aardse leier gaan nie koninkryk inbring nie. Ons verwerp dit in sterkste. En soos wat ek vir die Woensdag gesê, hierdie NGB artikel 25 teenomis, verwerp alle verdraaiings en verkeerde sienings wat van 'n standpunte gemaak word om dit nou sogenaamd te probeer bring. Nee. Die verlosser koningskap van Christus is klaar gevestig volkome deur sy verlossingswerk. Ja, in die besonder deur sy gelowiges, in die besonder in sy kerk. Maar baie belangrik, daardie koninkryk, daardie geestelike koninkryk, het gevolge, het vrug, soos die Here skrif openbaar, die wêreld. 'n Persoon se lewe kan nie meer anders wees as jy besef het Christus het my gered nie. Hy's nou my koning. Hy bepaal my huwelik, my verhoudings, my geld, my beursie, alles. Dit kan nie anders nie. Daar's nie hierdie valse dualisme dat 'n koninkrykskind is hierdie geheime agent wat in die kerk of net in sy gesinslewe wegkruip. Christus se koningskap het gevolge en daarom daardie woorde in 1 Timoteus 6. En ons moet gaan pyns daaroor. Ons wat deur die wêreld so vasgevang is om die lewe te kompartmentaliseer en alles. Die koning van die konings en die Here van die Here. Psalm 103 vers 19 wat ons Woensdag gaan sing. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Alles, of jy eet of drink of wat jy ook al doen. Alles tot lof van die Here. Efesiërs 1 vers 20 tot 23 waar ons sê Christus is in die besonder, ja, die koning van sy gemeente, maar dan staan daar as koning van die gemeente, is hy die koning van die ganse kosmos. Kolossense 1 vers 15 tot 16. Nie net tot die Vader nie, maar ook tot die Seun, die Messias koning. Is alle dinge geskape deur hom en tot hom. Met ander woorde, die doel van elke lewensterrein, hoor mooi, behoort te wees. Ons sê nie dit is so nie. Dis juist die sondeval. Die terrein, elke terrein van die lewe, elke mens behoort te buig en die verlosserskap en die koningskap van Christus te bely, om te besef wat die bloed van Christus my van vrygekoop het, my sonde as prokureur, as moeder, as vader, as president van hierdie land, moet daarmee gekonfronteer word, geliefdes. En tegelyk wat dit dan beteken om in dankbaarheid as koning, priester en profeet vir hom te lewe. Die groot vraag is, hoe weet ons nou konkreet in my persoonlike lewe, my gemeente, op alle terreine van die lewe, dat mense die ware Christus, wat ook die koning is, erken? Paulus sê dit hier, dat jy die gebod onbevlek, die koningskap met motief, hoe ek met God se wet omgaan, onberispelik bewaar tot by die verskyning van Christus. En daarom, geliefdes, ja, deur onkunde kan dit wel wees, maar baie keer net uit ongehoorsaamheid moet ons besef dat die evangelie, die kosbare evangelie van die lydende Christus, die kruismotief, moet tot openbaring kom in 'n dankbaarheidslewe van my ganse lewe, die koningskapmotief. Belydenis, wat sê ons nog altyd as gereformeerdes? Belydenis en wandel, woord en daad, leer en lewe. Mens kan dit ook anders stel, soos Jakobus 2 sê, vir hierdie onderwerp tussen wet en evangelie en die koninkryk van God, my dankbaarheidslewe sal openbaar of ek die verlosserskap, die evangelie en die koningskap, die wet van God, reg verstaan in sy onderskeid, maar ook sy verhouding tot mekaar. En wat noem julle my Here, Here? Meester, meester, koning, koning, en doen nie wat ek sê nie.
Dink daaraan, geliefdes, wat was die hele doel van Christus se koms? Natuurlik alles om God te verheerlik, sy raadsplan te vervul, alles, maar die doel was dat daar die goeie heilige wet en wil van God verag en verbreek is. En hy kom herstel die orde, soos Toesies dit sê, hy bring nie net die evangelie nie, hy bring God se regsorde, dat ek weer reg glo, dink, doen alles in my ganse lewe. En wat is daardie gebod, geliefdes? Wat is daardie gebod waarvan Timoteus nou, of Paulus vir Timoteus hier gee in vers 14? Heel eerstens natuurlik dit wat in die pastorale briewe staan. Dit wat in die besonder gaan oor die evangelie, die kerkregering veral, hoofstuk 2 en 3, maar dan ook wat die pastorale briewe verder lees, wat sê 2 Timoteus 3 vers 15 en 16? Die hele skrif. Die hele skrif was daar, oorspronklik eerstens die Ou Testament, maar ook die Nuwe Testament wat sou later kom. Die hele skrif is vir elke mens van God, nie net vir die pastor nie, vir elke mens gegee om jou toe te rus vir al die goeie werk. Of jy vandag hier aanbid, en of jy deur die week daar iemand versorg, iemand help, daar in jou gesinslewe, jou werk, jou beroep, alles word jy daarvoor toegerus deur die verlosserskap en die koningskap van Jesus Christus. En jy sien dit reg deur die pastorale briewe. Persoonlik 1 Timoteus 4 vers 16. Jy moet glo. Ons gesinne, 2 Timoteus 1 vers 5, die ouers, die grootouers. Ouers, die gesin, hoofstuk 5, 1 Timoteus 5, wat praat van hoe weduwees en wees, vroue se rolle in 1 Timoteus 2, die manne wat moet voorloop. So geliefdes, ek gaan nie daarop ingaan en ek gaan nie daarop inhou nie, maar vir my wat nog in die gereformeerde kerke is, die Vida-probleem, behalwe die Vida-vrou in die ambt, dat daar klomp gemeentes ongehoorsaam is teenoor die leerbesluite van die kerkverband. Onderliggend is nie net vanselfsprekend 'n skrifgesag, skrifbeskouing, groot krisis nie, maar daar's 'n koningskapsprobleem. Die koningskap van Christus, ook wat die ampte betref. Hoe kan julle sê, Here, Here, verlossing, maar hoe om nou dankbaar jou kerkregering in te rig, is 'n bysaak of is nie wesenlik. Dank die Here, die GKSA se amptelike besluit is dat nie net die verlossing nie, maar ook die kerkregering in 'n gehoorsaamheid aan die Here is 'n wesenlike saak. Maar sien nie hoe aktueel is dit vir ons, ook hierdie lyne. So geliefdes, sien in die pastorale briewe en ook natuurlik die res van die skrif, dat die skrif nie hierdie valse teenstelling maak tussen die verlossing en die lyding, die kruisdra lewe. Dis of hy, of aan die ander kant, jy moet nou kies. Dis net die koningskap hemelvaart nie, dis beide. En natuurlik die beste van ons, dit gaan jy Woensdag ook hoor, kan dinge so stel dat jy, die gevaar is dat jy net die een wil handhaaf en die ander ou wil. En ons oplossing is nie om te sê ons moet kies vir die een of die ander nie. Nee, ons moet die hele skrif en alles wat die skrif leer. Alles wat die skrif leer, moet ons handhaaf in sy regte verhoudings en soos die skrif dit leer. Laastens, en om een of ander rede, en daar's baie redes, ons kan Woensdag lekker daaroor gesels, is die politieke terrein en die samelewing, kerk en staat is kontroversieel. Hoekom weet ek nie? As ons dan glo dat Christus is verlosser en koning en die gevolg van sy koninkryk, hoor mooi, dit is so belangrik vir Woensdag se gesprek ook. Die koninkryk se gevolg vir elke terrein. Die koninkryk is Christus, die koninkryk is Jesus en al sy uitverkorenes. Geen twyfel daaroor. En die ouens wat sogenaamd beskuldig word dat hulle dit
een of ander aardse koninkryk wil vestig en alles is snert. Die koninkryk is Christus. Die vraag is eintlik, die wesenlike vraag is die koningskapsvraag, het die evangelie implikasies vir die ganse lewe en op elke lewensterrein? Dis die vraag. En daarom noem ek net 1 Timoteus 2 vers 1 en 2. Gaan lees Calvin se kommentaar daar. Dit wat hy eintlik daar sê, kan jy sien, dis wat in NGB artikel 36 reg verstaan, reg verstaan volgens sy oorspronklike bedoeling, wat daar tot uiting kom. Nie die Kuiperiaanse en later vyhandige herinterpretasie en herinkleding van NGB artikel 36 nie. So ek kan nie alles nou sê nie, ons kan Woensdag in die gesprek daaroor verder gaan. Maar Calvin sê in net een vers se verklaring gee hy klaar al die elemente daar, veral vers 2 van 1 Timoteus 2 vers 2. En wat insiggewend is, hy gaan in op daardie woordjies, kyk in vers 2, godsvrug en waardigheid. En hy wys daarop dat daardie twee verbe wys op godsvrug, wys op die eerste tafel, en waardigheid wys op die sosiale orde, die tweede tafel. En dan maak hy pragtig hierdie onderskeid tussen kerk en staat met sy eie bewoording, en hy sê duidelik, daar slegte konings, goeie konings, moenie die amp vernietig, omdat daar ouens is wat die amp misbruik nie, moenie, ons sal dit nou toepas, moenie sê, gooi vaders weg, omdat daar slegte vaders is nie, gooi kerkrade weg, want daar is slegte, nee, hy sê, ons moet bid vir die herstelling, wat treffend is, en hier is nou die belangrike, ek gaan net hierdie in toepassing maak, wat treffend is. Hy sê nie, ons moet wat ek nou noem, die blanco check siening van 'n owerheid hê nie. Hy sê dit, baie probeer sê, hy het dit nie gesien nie. Hy sê, ons moet daai onderskeid maak, en ons moet bid, hierdie slegte magistrate, bose, sondige magistrate, wat nou nie die twee tafels op hulle regte plek handhaaf nie, hy sê ons moet bid, en hy sê dis wat 1 Timoteus 2 dan sê, ons moet bid nie net vir God se voorsienigheid, dat hy hulle nog steeds, al is hulle hoe boos sal vashou, dat ons as kerke, as gelowiges nog 'n bestaan kan maak, hy sê ja, ons moet bid vir dit, hy bid nie net vir dat hulle hopelik al beter wette daar vir 'n samelewing sal stel nie, waarvoor sê hy ook, ons moet bid, dat die Here hulle goeie mense maak. Wat bedoel hy daarmee? Hy bedoel daarmee, en dis die verklaring van vers 3 en 4, wat die Arminiane en die universaliste, en ek weet nie wie alles misbruik nie, om te sê, Jesus het vir elke mens kop vir kop gesterwe, almal is in die, nee, dis nie wat dit sê nie, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. So hy sê, ons moet bid, en nou gaan ek 'n konkreet stel om u te help, en dalk gaan vir party, miskien nie by hierdie gehoor nie, maar by ander gaan die rillings nou hier die rug afgaan. Ons moet bid vir 'n Malema, ons moet bid vir 'n Ramaphosa, ons moet bid vir 'n Trump, wat die skyn van godsdienst, maar is sy hele hart daarin, en sy Rooms-Katolicisme moet hy van bevry word, en sy charismatiese invloede, ons moet bid vir hulle harte, ons moet bid dat Ramaphosa waarlik tot geloof kom, ons moet bid vir Putin en die Franse Macron, al hierdie ouens, ons moet bid vir hulle harte, ons moet bid dat hulle tot geloof kom, ons moet nie net sê, dat hulle maar net uiterlik godsdienstig ongoed toelaat nie, as hulle dit doen in God se voorsienigheid, prys die Here, koning Kores, en alle goed, ek dink persoonlik, dis waar in die lyn waarin Trump staan, maar dis nou nie die onderwerp nie, maar ons moet bid, soos vir elke mens, moet ons ook bid vir alle amptdraers, of dit ouers is, kerkrade wat afgedwaal het, burgerlike magistraatleiers se hartsbekering, en dan beroep Calvin hom op Psalm 2, en ek dink is Jesaja 49 vers 23, dat daardie konings in hulle amptswerk, maar ook in hulle persone, die woorde, en dit is wat ek nou sê, mag uitroep.
van 1 Timoteus 6. Die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here. En daarom, geliefdes, die vraag is nooit wat is nie. Want u sal nou Woensdag hoor, baie van hierdie koninkryksvisies sê, nee, dit lyk net te sleg en daarom kan ons nie hierdie koninkryksvisie hê nie. Nee, die vraag is nooit dit nie. Die vraag is vir u persoonlike lewe nooit wat is ek nie. Die vraag is wat behoort u te wees? Wat behoort 'n godsvreesende, sagmoedige krygsman vir sy vrou te wees? Wat behoort 'n goeie ouderling, predikant en diaken vir sy gemeente te wees? Wat behoort 'n goeie burgemeester vir sy dorp te wees? Wat behoort 'n goeie president van 'n land? Wat behoort hy te wees? Dit is die koninkryksvraag. 'n antwoord op Christus wat alleen red. En mag die Here ons help, geliefdes, u in die ampt van gelowige, u as gemeente, ons gemeente, groter regerings en sake wat in die wêreld aangaan, het ons baie keer bloot net nie beheer oor nie. Die Here bring nog nie daai reformatie dat ons werklik Christelike magistrate en konings het nie. Maar waar kan ek vandag begin? Ek en my gesin, soos Josua sê, waar kan ek as jong man, as jong vrou, as jong kind, jong mens begin? Ek kan begin met daardie vraag van Jesus, wat sê, waarom noem jy my Here, Here? Waarom noem jy my Here, Here? Positief gestel, as ek jou Here is, wys in dankbaarheid met jou lewe, dat dit waar is. Mag die Here ons almal daarmee help. Amen.